'n vraag wat dikwels geopper word, is die van, wanneer het God se reddingsplan vir ons in werking getree? Vir sommige mag dit 'n verrassing wees, vir ander mag dit onwerklik klink, maar wanneer ons die woord van God noukeurig bestudeer, sal die antwoorde op hierdie vraag openbaar word. Miskien het jy gedink dat God besluit het die mense met redding nodig, nadat Adam en Eva hom in die steek gelaat het. Miskien toe hy besluit het om Noag en sy gesin te spaar, en die res van die mensdom uit te wis, deur die aarde met water te oorstroom. So kan ons aangaan om optredes van die mensdom uit te lig, wat tot God se besluit kon lei, dat die mens gered moes word. Die feit van die saak is egter dat God se plan vir redding reeds in plek was, voordat die wêreld geskep is. Ons lees in Efesiërs 1 vers 4-5, Nuwe Lewende Vertaling. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees, en onberispelik in liefde, voor sy aangesig te lewe. Daar kan diegene wees wat nou die vraag sal stel, oor die verlossing wat ons deur Jesus Christus ontvang het. En wanneer ons 1 Petrus 1 vers 20 lees, sal ons sien dat selfs Christus gekies is as die middel tot redding, voor die grondlegging van die wêreld. Maar God het dit nodig gevind om hierdie plan slegs in die laaste tye bekend te maak. 1 Petrus 1 vers 20, Nuwe Lewende Vertaling lees as volg. God het hom lank voor die skepping al hiervoor bestem. God het hom, dis Christus, egter eers in hierdie eindtyd vir almal sigbaar gemaak, en hy het dit vir julle gedoen. Daai julle is ons, die mensdom. Openbaring 13 vers 8, Nuwe Lewende Vertaling lees. Al die bewoners van die aarde sal in aanbidding voor hom neerkniel. Hierdie neerkniel is die monster waarna vers 5 verwys word, Satan en sy trouwante. Dis hulle wie se name nie van die fundamentlegging van die wêreld af die boekrol van die lewe aangeteken is nie. Die boekrol van die geslagte lam. Hier versterk die konsep dat Christus die lam, wat van die skepping van die wêreld afgeslag is, die idee van 'n vooraf bepaalde plan van verlossing vir die mensdom. Ons lees ook van God se belofte van die ewige lewe voor die begin van tyd, wat dui op 'n vooraf bepaalde plan vir verlossing. Dit is 1 vers 2 Nuwe Lewende Vertaling lees. Hierdie waarheid gee aan hulle die vooruitsig op die ewige lewe, wat God aan hulle beloof het, nog voor die wêreld geskep is. En hy kan nie lieg nie. Hierdie Bybelverse onderstreep gesamentlik die oortuiging dat God se plan om die mensdom deur Jesus Christus te red, vanaf die begin van die skepping vasgestel is. En is die boodskap van Paulus in Efesiërs 2 vers 8-9 dan ook 'n bevestiging van God se genade teenoor die mensdom. Efesiërs 2 vers 8-9 lees as volg. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het, en julle verlossing kom uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Jy sien, nog voor die grondlegging was ons reeds bestem gewees om gered te word. God het nie 'n fout gemaak nie. God het nie sy plan verander nie. Sy plan was van die begin af dat die mensdom gered moet word. Maar ons redding kom slegs deur Jesus Christus.